Goeiemôre, baie welkom. Ja, dis die tweede lang naweek in 'n ry. Wat 'n lekker voorreg. Maar dit voel so tussen die twee lang naweke het die winter ook vir ons kom kuier. Ons is vanoggend by 'n nuwe gedeelte by 1 Petrus hoofstuk 2 van vers 4 tot by vers 10 as jy so lank jou Bybel wil oopmaak. Kom ons begin op die regte manier, ons maak ons oë toe. By U, Here, skuil ek. Laat my nie vir altyd beskaamd staan nie. Bevry my deur die geregtigheid. Draai U oor na my toe en red my gou. Wees vir my 'n rotsvesting, 'n bergskuiling. Want U is my rots en U is my bergskuiling. En ter wille van U naam moet U my lei en my begelei. Amen. Genade en vrede van God die Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van sy Heilige Gees in ons lewe. Nou, ek het jou net nou al gesê, 1 Petrus 2, so nou nooi ek jou, sê, kom ons maak ons Bybels oop. By 1 Petrus hoofstuk 2, vanaf vers 4. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, jy's hy die belangrikste klip in die gebou geword en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots wat teen jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Dankie Here vir hierdie wonderlike mooi woorde. En ons wil graag nadink oor wat hier staan, so ons vra dat die Gees ons gedagtes eintlik sal oorrompel, en dat U ons sal stuur, en dat ons U fluistering, U woord sal hoor. Amen. As jy na God toe nader, dan moet jy lewe verwag. Want jy sien, Jesus word hier beskryf as die lewende steen. So as ons by hom aanmessel, dan word ons ook meer en meer lewendig. Ja, so ietsie, nou hoor ek 'n staaltjie wat iemand vertel het, die ouetjie se naam is Peer. Hy het gaan vakansie hou by die see, en dit was die droomvakansie. Dit was lekker warm weer, die water was lekker warm, groot wit strande, en Peer het dit geniet. Hy het nie so seer in die see gespeel nie, maar hy het sandkastele gebou. Hy was 'n kunstenaar eintlik met sandkastele. Hy kon toer met grond daar langs die see. En toe begin die ding gebeur, dan bou hy hierdie mooi sandkastele en nog voordat hy amper kan terugstaan en dit regtig bewonder, dan storm maar 2 boelies af, daar hardloop hulle oor sy sandkasteel, skop alles stukkend. Hy kon hulle nie slaan nie. Hy kon eintlik aan hulle niks doen nie, want hulle was baie groter en sterker as hy. En eendag toe hy nou so staan en sig na hulle alles gebreek het, toe sien hy maar, hierso begin rotse al uitsteek uit die sand uit, maar die rotse is eintlik eers daar, maar hier is al klippe. En die volgende dag, toe kom hy met 'n vlieg in sy lippe, daar op die strand aan, en hy het sy grafie en alles, maar toe bou hy die sandkastele op daai rotse. En toe daai boelies kom en hy keer hulle, sê, moenie hierdie goed stukkend skop, en julle gaan spyt wees, natuurlik. Wat doen hulle? Toe skop hulle harder. Maar hulle is hinkepink, ek dink hulle is hospitaal toe daar vandaan. Want toe het hulle sleg seer gemaak teen hy rots.
Wel, Pierre het dit geniet en hy het geglimlag. Daarna kon hy elke dag sy sandkastele bou en ander mense kon dit bewonder, want die skobbejagte het hom nie meer kon pla nie. Dit was verby. Maar dit het met die storie het my gevat. En Jesus is nie dooie klippe nie. Jesus is die lewende steen, die lewende rots. Mense wat teen hom probeer aansit het, opskop het baie seer gekry. Soos die twee boelies hinkepinke daar weg is, kan ons maar weet, en dis wat Petrus hier ook sê, die teestanders van God, die ongelowiges, hulle wat nie saam met hom en op hom bou nie, sal teleurgestel staan. Hier in vers 4 en 5, bou Petrus eintlik 'n nuwe beeld. Jy kan gaan kyk, dit gaan oor die identiteit van die kerk, wie is die kerk, maar hy praat van twee bouprojekte wat aan die gang is. God bou, en dan is daar ongelowiges wat bou. En dan sê hy so mooi, hy sê, die ongelowiges het verkeerde klippe uitgegooi, want die hoeksteen wat hulle uitgegooi het God toegevat, en is die belangrikste steen in die grootste gebou ooit, en God het gebou. Eerste belangrikste steen het hy gevat. Die Ou Testament praat baie van hierdie beeld. Hy in die begin sê hy, Israel is hierdie hoeksteen. Maar baie gou as jy Psalm 118 en Jesaja 28 en nog 'n paar plekke lees, en jy sien wat hier staan, dan sien jy, dit word dadelik gevat na Jesus Christus toe. Hy, die Messias, hy is die hoeksteen, wat deur mense verwerp is, nee, want die kerk wil hom nie hê nie, die regering wil hom nie hê nie, almal het gesê, kruisig hom. God het hom gevat, en in die Noordoosthoek neergesit, en hom geposisioneer, en het sy kerk aan hom gebou, op hom gebou. Hy is deur God verhoog. En daarom praat ons ook van die lewende steen, en ons is ook lewende stene, want as ek in hom glo, as ek dan op hom bou, as ek in hom glo, word ek uit my ou dooie lewe vernuwe, kry ek 'n nuwe lewe, en lewe ek in Christus. Maar dan is hy ook, en ek het dan in Noordooste, jy spesifiek genoem, hy soort van ons rigtingwyser, hy is ons kompas, om te sê, hier vandaan, beweeg ons so, bou ons so, alles draai om hom. Alles draai, ons hele lewe draai om hom. As jy vandag na hierdie woord luister, en jou lewe draai nie om Jesus Christus nie, moet jy baie, baie mooi dink. En ek dink daar is meer as een gebed, wat jy dan moet bid. Want wie is ons dan, as Jesus die lewende steen is? Wel, elke gelowige is soos 'n baksteen wat daar rond lê, maar ons kry eers regtig betekenis, wanneer ons op hierdie hoeksteen begin aanbou, en 'n steen op steen op steen wat gemessel word, en dan word die kerk hierdie soliede muur. Dis amper soos toe Jesus en die disippels by die tempel verbystap, en hulle sien hierdie hoë muur van die tempel, en hulle sê vir hom, Rabbi, kyk net hierdie hoë muur, dat hy gesê het, hierdie gaan afgebreek word, maar in 3 dae gaan daar 'n nuwe tempel gebou word, ons, waarvan ons die bakstene is, wat 'n soliede muur is, en wat 'n getuienis vir altyd sal wees. So saam met Jesus as die hoeksteen, vorm ons die geestelike tempel. In die Ou Testament het hulle gesê, die tempel op Sionsberg, dis waar God is. God is daar, God se kleed se punt raak die grond daar. God se gees is daar. Soos ons nou die tempel, en die gees van God leef in sy tempel, leef in ons. En soos die tempel opgebou is, en 'n hoë punt na boontoe wys om te sê, al die eer aan God, so lewe ons om te sê, al die eer aan God. 'n Steen kry eers regtig sy betekenis, wanneer hy ingebou word. Ons word eers regtig, ons kry ons waarde, wanneer ons die ons is van sy kerk. Wat is die egte kerk? Hoe sal die mens dan nou hierdie egte kerk meet? Wel, die maatstaf, kan ek jou nou al sê, lê nie in programme en in projekte nie. Van ons dominees en teologiese studente
wat in Amerika gaan rondtoer het en gaan kyk het hoe hulle kerke lyk het teruggekom op beslag en hulle het dit baie visueel en baie mooi vir ons vertel. Hulle sê, jy kom op by 'n kerk aan, dan is dit 'n mega kerk, baie groot. Weet jy, as jy instap, is dit hierdie dik, sagte, warm matte, dis mooi sagte musiek wat speel, daarvoor waar die preekstoel moet wees en so aan, die liturgiese ruimte is pragtig, is mooi ingekleed, en as jy met die mense begin gesels en jy vra vir hulle, wat doen julle in die koninkryk van God, dan sê hulle, hier kom tussen 4 en 10.000 mense op 'n slagkerk, dus ja, maar wat doen julle in die gemeenskap? Sê hulle, hier kom tussen 4 en 10.000 mense kerk toe, ons het hierdie verskriklike musiekinstrumente, ons maak hierdie musiek, ja, maar wat se verskil maak jy in die gemeenskap waarin jy leef? Wel, 10.000 mense kom sit hier saam. Dan kom jy by 'n ander kerkgebou aan. As jy daar stap, is dit nog ou houtvloere, dit kraak, dit ruik na ou hout, daai houtolie reuk. Maar as jy daar met die kerkraad begin gesels en vra, wat is die verskil wat julle maak in julle gemeenskap? Moet jy na 3 ure hulle stil maak, want dat hulle nog nie 1 sin 2 keer gesê nie. Dis waaroor dit gaan in die kerk. Dit gaan oor gelowiges wat 'n verskil maak in die wêreld waarbinne hulle leef. Ons is verhouding gedrewe. Ons raak armes aan. Ons tas aan eensames en gee vir hulle sin. Ons help siekes weer regop. Ons dra straatkinders op ons moue. Ons besoek ons bejaardes. Ons lei die soekendes na Jesus Christus toe. Hierdie word ook nie deur 'n leraar beheer en beplan nie, maar dit vloei uit elke gelowige uit. Want jy sien, dis daar waar ons hierdie kerk raak, wat 'n verskil maak in 'n gemeenskap. Daar's mos nou hierdie ou verhaal. Julle weet van Sparta, en Sparta wat hierdie sterk weermag was, en 'n buurkoning kom kuier by Sparta koning, en die koning van Sparta sê, kyk net hierdie sterk muur wat my stad het. Hierdie muur kan deur niemand ingeneem word nie. Geen soldaat sal hier inkom nie. En die kuierkoning kyk so rond en hy kyk en hy sê, "Skus koning, maar ek sien nie 'n muur nie." Hy sê, "Is omdat jy nie reg kyk nie. Hier staan my soldate, dis my lewende muur. Niemand sal ooit deur hulle kom nie. Elke man is 'n steen in hierdie muur." As gebou van Jesus Christus kry ons eers waarde wanneer ons ingemessel is. Aan Christus vasgemessel is en ingebou is in die kerk van Jesus Christus. Daarom is dit so belangrik dat ons dit vir mekaar sê. Hoe nader ons aan Christus beweeg, hoe meer word ons lewende stene. En hoe nader ons aan Christus beweeg, hoe nader beweeg ons aan mekaar en vorm ons hierdie kerkgebou van Jesus Christus. Hierdie hoeksteen wat die verskil maak, wat die lewe maak. Nou dink ek aan die verhale wat van Dr. David Livingstone vertel word. Jy weet dat hy baie sending uitreike gehou het hier in Afrika, in die suidpunt van Afrika. En David Livingstone, daar was 'n koerantman wat hom gaan soek het. Stanley was sy van. En Stanley het lank gesoek om Livingstone in die hande te kry hier in Afrika. En toe hy hom kry, toe sê hy, ek wil graag net saam met jou reis en sien wat jy doen. Dan skryf Stanley self, ek was nie 'n Christen nie. Na 2 weke het ek myself oorgegee aan die Here Jesus Christus. Nie omdat Livingstone ooit met my oor die evangelie gesels het nie, maar sy dade het gewys dat Jesus Christus lewe en hy saam met hom. Daarom staan daar ook in Paulus skryf het, wees julle die lewende heilige offers wat vir God aanneemlik is. Jy weet, as 'n ou gaan dink, as hulle begin bou het, sê nou maar die tempel gebou het, dat die hoeksteen was die belangrikste klip. Daar's baie lank gewerk om hom presies reg en groot te kry. En hy is in die noordoostelike hoek neergesit. En dan daarvandaan is die hele gebou beplan en gebou. Hulle het nie soos ons te werk gegaan en fondasies gelê en so aan nie. Hulle het by die hoeksteen begin om te bou. En daarvandaan is die afmetings gemaak. So daarom is daar ook baie belangrike dinge gedoen. Hulle het byvoorbeeld
'n wydingsdag gehou. Kyk, ons sal nou op die hoeksteen van 'n gebou uitgrawe, hierdie gebou is onthul deur so en so en so, of dit was die bouers. Dis nie wat daai tyd gebeur het nie. Hulle die hoeksteen daar neergesit, dan het hulle offers gebring. Nou belangriker, die gebou so groter was die offers wat hulle gebring het. En as hulle hierdie offers uitgebrand het, dan is daai reste van die offers is onder die hoeksteen begrawe. As 'n herinnering om te sê, vir ons is dit so belangrik. Daar word van 'n ander sendeling vertel. Dat daar kom 'n evangelisasiespan by 'n afgeleë stam aan en hulle begin hulle vertel van Jesus Christus. Hulle vertel, toe begin die stam braas. Hulle is bly stil, hulle vra, nee, wat nou? Hulle sê, nee, ons ken daai man. Toe sit 'n sendeling wat lang terug daar gewees, hy's letterlik daar begrawe. Maar hy het Jesus Christus so uitgeleef, dat jare later, toe mense van Jesus begin vertel, het hulle dit gesien in daardie man se lewe. Jy hoef nie altyd te praat nie. Dis David Livingstone glad nie met Stanley gepraat het nie. Jy leef dit. Dis wie jy is. Ons is deel van hierdie muur. Ons is hierdie getuienis in hierdie wêreld. Maar as ek 1 Petrus 2 vers 9 en 10 lees, dan hoor ek iets van dat ons baie spesiaal is. Kan ek vir jou 'n lewende vertaling lees? Maar julle nie. Nee, julle is die uitverkorenes, die koninklike verteenwoordigers in die rol van God se afgevaardigdes aan die mense. 'n Uitstaande nasie van ambassadeurs vir God. Julle leef en asem om die een te vereer en te vier, wat julle uit die donker kruipery opgetel het en in sy skitterende lig laat staan het. Vroeger het julle geen nasionale identiteit gehad nie. Nou het julle die volle stel werk, visa en paspoort van God se nasie gekry. Eens het julle net gekry wat julle verdien het. Nou gee God julle voordeel wat julle nooit sou verwag het nie. Ja, dit is bietjie anders geskryf, né? Dit is vir my baie mooi. Julle is nou, julle die werksvisa en die paspoort, die identiteit gekry van kinders van God. Jy is uitverkies. Nie op grond van jou agtergrond nie op grond van jou prestasie nie op grond van wie jy is en wat jy kan bring nie, maar op grond van dat Jesus Christus, die hoeksteen, vir jou sondes betaal het, en God die Gees jou 'n nuwe mens gemaak het, en die almagtige God jou ingemessel het, teen hierdie hoeksteen, en daarom is jy saam met my deel van die kerk, en ons is die lewende tempel van die Heilige Here. Jy het 'n plek waar jy hoort. Jy is van geweet. Ek sê nou spesifiek, jy is van geweet. Jy weet, ken ons die storie van Timmy in Siener in die suburbs. As Timmy daar vir sy ma sê, ma, 'n mens wil nie soos 'n hond vrek nie, ma, 'n mens wil van geweet wees, ma. Ek wil van geweet wees. Jy behoort aan. Jy is van geweet. God het jou gemaak, God het jou gekoop, God het jou deel van sy lewende kerk gemaak. Mary Ann Bird was bietjie anders gebore, sy het bietjie anders gelyk. Sy het 'n groot vee hier in haar lip gehad, 'n haaslippie, die ou mense het dit genoem. Haar neus was so baie klein en skeef getrek, en sy het baie snaaks gepraat ook natuurlik, en die kinders het haar baie gespot. En as hulle haar nie gespot het nie, en vir haar gevra het, Mary Ann, hoekom lyk jy so? Het sy later vir hulle gesê, ek het deur 'n venster geval. En dan het hulle uitgelos, want dan het dit verstaan. Maar met hierdie ek het deur die venster geval, het al hoe meer dinge na begin bou. En sy het net besef, niemand behalwe my familie sou my ooit lief kry nie. Ek sou nooit lief gehê word nie. Dit is nou maar net so. En dit het haar identiteit gevorm. En toe kry sy 'n juffrou in die skool, mevrou Lennard. Mevrou Lennard was so 'n woelige, ronderige juffroukie, maar sy het borrelende energie gehad. En toe mevrou Lennard met 'n interessante ding begin. Sy het een keer 'n week het sy 'n kind geroep of genomineer en dan gesê, ek gaan nou buite die klas staan teen die deur. En jy staan binne in die klas met jou oor teen die deur. En dan gaan ek iets sê wat jy dan vir die klas moet herhaal. En dan het sy nou altyd iets gesê soos,
jy het hierdie week pragtig gepresteer, en dan kon die kind nou, as hy dit gehoor kry, deur die deur sê, juffrou sê, ek het pragtig gepresteer hierdie week, of jy lyk altyd so mooi aangetrek, en jou klere is netjies, jou hare mooi gekam, en dan kan die kind dit nou sê, of jy is altyd betyds en doen al jou werk, dan kan die kind dit sê, en toe sit Mary Ann se beurt. En die juffrou sê, en Mary Ann se oë gaan so groot oop, en die kinders bly doodstil, want hulle wil hoor, en Mary Ann sê, sy wens ek was haar dogtertjie. Mens wil van geweet wees, jy wil behoort aan, dat ek goed genoeg is om te behoort aan. Dis wat God deur Jesus Christus vir ons gesê het. Jy behoort aan my, jy is my kind, jy is my eiendom. Ja, nog 'n verhaaltjie, 'n student gaan deur 'n geestelike worsteling, hy roei en hy stoei, en later, hy stap na 'n kerk toe en die deur is oop, hy stap in die kerk, daar voor in die liturgiese ruimte, stap hy so heen en weer, maar hy stoei met die Here, oor hierdie wêreld en alles wat so sleg is, en hy sê op 'n punt, Here, hierdie wêreld wat U geskep het is 'n gemors, oral waar ek kyk, sien ek net stikkende, de mekaar, alleen mense, dis 'n gemors, en hy stap so, ek dink selfs ek kon hierdie wêreld beter gemaak het, en die volgende oomblik hoor hy 'n stem, maar hy skrik vir hom in 'n ander bloedgroep in, en hy het gehoor dat die stem sê, dit is presies wat ek wil hê jy moet doen. Gaan uit en gaan wees my getuie. Dis waarvoor God ons geroep het. Om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ons is kerk om die eer aan God te gee. En ons is kerk om die koninkryk van God op te bou en uit te bou in hierdie wêreld. Ons moet hierdie wêreld al meer hemel op aarde maak. Ons bid op ons, laat die koninkryk kom. Kom ons gaan doen dit. Jesus het gekom om ons rigting te bepaal, Jesus het gekom om ons te red, en dan sê hy ook, en so stuur ek julle. Hoe nader ek aan Christus kom, hoe nader kom ons aan mekaar, en hoe meer word ons lewende stene. Kom ons gaan wees dit. Here, dankie vir die woord, dankie dat U ons roep en red, en dan opbou en toerus, en dat ons hier op aarde al die lof en eer aan U kan gee, en dat ons teenoor ander kan getuig van die goedheid en grootheid. Here, maak ons dan instrumente in die hand, tot die eer van U naam. Amen. As jy die Here wil dien met 'n dankoffer, is jy baie welkom, jy kan dit elektronies doen, op die internet sal jy oral sien hoe jy dit kan doen. As gemeente, as kerk is ons geraad om daardie dankoffer regtig te gebruik in die koninkryk van God. Maar nou wil ek jou nooi en sê, ontvang die Here se seën en gaan daarmee verder huis toe. Onthou net dat hy altyd sê, ek is by jou. So dis nie 'n woordjie om te sê dis klaar nie. Dis 'n woordjie om te sê ek stap saam met jou. 1 Petrus 2 vers 10 sê, julle wat eens ver was, behoort nou aan God. Julle wat eens geen ontferming geken het nie, ontvang nou ontferming van God. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou wees. Amen.